Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Dinsdag, die 31ste Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig. En ons hoofopskrif vir vandag sê, Senzo Mchunu, geskorsde minister, terug in NUK. Nuushooftrekke vir vandag, skilderye word in 3 minute gesteel. Senzo Mchunu, geskorsde minister van polisie, terug in NUK. SANW se infrastruktuur is in 'n haglike toestand. Mense gooi petrol in, asof die leaksheid uit die moore gaan. Blitsbokke kon nog nooit die Hong Kong Sevens toernooi gewen het nie. Jannik Sinner wen die Miami tennis ope toernooi. Senzo Mchunu het sy pligte as lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, oftewel die NUK, hervat terwyl hy steeds as minister van polisie op spesiale verlof geplaas is. Mchunu se woordvoerder het Sondag aan die media in KwaZulu-Natal bevestig dat Mchunu sy pligte op 26 Maart reeds hervat het. Mchunu het vrywillig op sy gestaan en aan die party geskryf om die leierskorps in te lig dat hy na sy pos teruggekeer het. Hy het nie noodwendig toestemming gevra nie. Die koerant het vroeër berig dat Mchunu het na sy terugkeer die ANC politiek beplan, nadat hy hom voldoende vir die parlementêre ad hoc komitee en die Madlango kommissie verdedig het. Mchunu word betrek by bewering van luitenant-generaal Nanhlanhla Mkhwanazi, polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, oor wydverspreide misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die polisie en strafregstelsel. Die kommissie en die komitee ondersoek wel hierdie beweringe nou. Die koerant het Mbalula gevra of hy 'n stokkie sou steek voor Mchunu se beplande terugkeer na die party. Die ANC het nie op die navraag oor Mchunu se terugkeer gereageer nie. Diewe het 'n week gelede skilderye ter waarde van miljoene euros binne 3 minute van 'n museum in Italië gesteel. Diewe het die deur van ingang oopgedwing om in 'n vertrek op die eerste verdieping te kom voordat hulle deur die museum se tuine gevlug het. Die hele rooftog het minder as 3 minute geduur en was gestruktureerd en georganiseer, so die museum aan die uitsaaier gesê. Hulle kon nie verder gaan nie, dankse die veiligheidsstelsel en die vinnige ingryping van polisie en veiligheidsbeamptes, het die museum ook bygevoeg. Die diefstal is die jongste in 'n reeks rooftogte wat groot museums in Europa geteken het. Die het in Oktober by die bekende Louvre Museum in Parys ingebreek en in minder as 8 minute juwele ter waarde van $102 miljoen gesteel. Sleutelbasisse van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, oftewel die SANW, het te kampe met ernstigste personeeltekorte, hulle lugvermoëns en infrastruktuur is verouderd. Inbrake kom gereeld voor en maaltye word berei in kombuise wat met voelmis besaai is. Die beduidende probleme in die weermag kom te midde van die ontplooiing van soldate en polisiebeamptes van een apparaat om brandpunte oor die hele land om bendegeweld en onwettige mynbou te probeer bekamp. Instandhouding is voorheen deur die Departement van Openbare Werke behartig, maar die weermag verrig nou grotendeels self hierdie take. Sommige belangrike kombuistoerusting, insluitende oonde, vrieskaste en ketels werk nie. Die verblyfgeboue is struktureel gesond, maar instandhoudingswerke bly 'n bron van kommer. Verskeie geboue het gebreekte vensters en lospype en is vuil lydens die verslag. Die komitee het onderneem om 'n opvolgbesoek aan Langebaan weg te bring om vordering daar te gaan evalueer. Met slegs ure oor vir die verwagte reusagtige styging in die brandstofprys vanaand, weet Suid-Afrikaners steeds nie presies hoe diep hulle voortaan die hand in die sakke sal moet steek vir hulle brandstof nie. Intussen stroom motoriste na volstasies om hulle voertuie se tanks voor die styging vol te maak, met tekorte wat plek reeds aangemeld is. Die nuwe brandstofpryse tree altyd op die eerste Woensdag van die maand in werking. Syfers van die Sentrale Energiefonds vir die einde van die 4de week van 'n Maart toon die prys van 95 oktaan petrol aan die kus kan met meer as R5 per liter vanaf R19.47 tot R25.50 styg. Diesel sal Suid-Afrikaners na raming R10.48 meer per liter uit die sak gaan jaag. Die brandstofvereniging van Suid-Afrika het gesê, mense se bo-normale aanvraag vir brandstof by volstasies dra by tot die stramheid in die verskaffing daarvan. Die DA het verlede week gevra, Godongwana met die algemene brandstofheffing, sowel as die heffing vir die padongelukkefonds vir so lank as moontlik met 50% verlaag. Die twee heffings dra gesamentlik sowat R6.35 per liter by tot die oorhoofse brandstofprys. Sowat 95% van Suid-Afrika se sitrus word byvoorbeeld pad langs na hawens vervoer, terwyl sowat 85% van graan ook per pad vervoer word.
'n griepbotsing op die pad tussen Swartland in die Weskus het 7 lewens geëis. 3 mans in 'n polo en 2 vroue in 'n bakkie is op die toneel doodverklaar. Nog mense het ernstige beserings is in die hospitale opgeneem. Sanelli Pakare, wat 45 jaar oud was, die bestuurder van die bakkie, het later aan sy beserings beswyk. 'n Polisiewoordvoerder sê ongeluk het omstreeks 17:45 Sondag gebeur en die polisie in Hopefield ondersoek 'n saak van strafbare manslag. Enigeen met inligting oor hierdie ongeluk kan die stopmisdaadnommer by 08600 1011 skakel. Die Kaapstadse Metro beoog om op 'n groot skaal elektrisiteit van onafhanklike kragverskaffers aan te koop teen 'n koste per megawatt eenheid wat laer as die van Eskom is. Die 500 megawatt is sowat 'n kwart van die Koeberg kernkragstasie se kapasiteit van bykans 1800 megawatt. Die hoofdoel vir die metro is om meer onafhanklik te raak van Eskom se stygende elektrisiteitskostes. Die metro betaal dan sowat 70% van die inkomste wat hy uit elektrisiteitstariewe kry om krag in grootmaat van Eskom aan te koop. Die oorlog in die Midde-Ooste kan meebring dat Suid-Afrikaanse aandelemarkte van dese week sy swakste vertoning. Die indeks van alle aandele was na effense daling gisteroggend 16700 punte of byna 13% laer as sy rekordhoë sluiting van 128000 indekspunte op die laaste dag van Februarie. Die prys van goud het van einde Februarie se $5224 per fyn ons met 14% gedaal tot Vrydag se $4490 per fyn ons. In randterme is die daling 7% weens die verswakking van die geldeenheid. Die Hong Kong toernooi vind van 17 tot 19 April plaas. Dis die eerste van 3 toernooie in die wêreldkampioenskappe, met die ander 2 wat in Valladolid, Spanje van 29 tot 31 Mei en in Bordeaux, Frankryk van 5 tot 7 Junie beslis sal word. Philip Snyman, afrigter van die Blitsbokke, kon ook op die knoppie van Christie Gloorbaar gedruk het, wat weens 'n kniebesering uit is, en Dewald Heeman, wat 'n skouerbesering opgedoen het nie. Ondanks die beserings sal Snyman in die Hong Kong toernooi vir Zane Davids en Sanders Reinders, albei voorspelers, kan oorweeg. Die Blitsbokke is die huidige wêreldkampioene, nadat hulle verlede seisoen die wêreldkampioenskap, wat uit 'n enkele toernooi in Los Angeles bestaan het, gewen het. Hulle kon egter nog nooit daarin geslaag het om 'n ikoniese Hong Kong toernooi as 'n kampioen te verlaat nie. Die Sao Paulo toernooi was die derde en laaste van die 7-2 reeks. Die tweede liga, 6 spanne het in die tweede liga deelgeneem, met die 4 voorste spanne op die tweede liga se puntelys na afloop van die afgelope naweek wat gekwalifiseer het vir die deelname aan die wêreldkampioenskappe. Dit was derhalwe nie vir Suid-Afrika afrigter van die nasionale vrouespan nodig om enige risiko's met spelers in Sao Paulo te neem nie. Benewens Roos, wat die las van 'n spierbesering het, is Sinamkele Naba, Liska Lategan, Shannon Lee Windvogel en Patience Mokone ook op die kirkelys. Suid-Afrika het op die eerste dag in Sao Paulo teen Spanje met 15-19 en Kenia 15-14 verloor, maar Brasilië met 26-12 gewen. Op die tweede dag het die Suid-Afrikaners gelyk gekrap teen Argentinië en verloor met punte van 15-19, maar in die laaste wedstryd China met 14-10 gewen. Benewens Suid-Afrika is die Argentyne, Spanje en Brasilië die ander vrouespanne wat uit die 7-2 reeks vir die wêreldkampioenskap reeds gekwalifiseer het. Tamati Williams, loskopslid van die All Blacks en Canterbury Crusaders, sy verdere deelname van jaar se rugby kampioenskapsreeks het weens 'n ruginfeksie tot 'n einde gekom. Dit is die tweede keer in minder as 'n jaar dat Williams in die hospitaal beland het nadat hy verlede jaar 'n knieoperasie moes ondergaan het en die All Blacks se toets teen Frankryk ook misgeloop het. Daar is geen klarigheid of Williams vir die All Blacks beskikbaar sal wees wanneer die span in Julie in die 3-nasie kampioen wedstryde teen Frankryk, Italië en Ierland te staan sal kom nie. Daarna kom die All Blacks in Suid-Afrika toe om die Springbokke in 3 toetse en 'n 4de een na Amerika die stryd aan te sê. Die All Blacks kom op 4 Julie in Christchurch teen Frankryk te staan. Jannik Sinner, manstennis se tweede gekeerde speler, het Sondag geskiedenis gemaak deur die Miami Open te wen. Die Italianer het in 'n eindstryd wat die reënvertrag was vir Jiří Lechecka met 6-4 en 6-4 gewen en die eerste man sedert die uitgetrede Roger Federer van Switserland geword wat 'n sonskyn dubbel gewen het. Om hierna toe te kon kom en om so goed te vaar na die Indian Wells toernooi beteken vir my baie, het hy nou media gesê. Met sy oorwinnings het Sinner ook die gaping tussen hom en die wêreld se voorste speler Carlos Alcaraz op die ranglys verklein. Alcaraz is in die 3de ronde van die Miami toernooi uitgeskakel en kon ook net tot die halfeindronde in Indian Wells gevorder het. 'n Skorsingstaar Fakir Zaman
Pakistanse cricketspeler in die gesig nadat hy vir balpetery aangekla is. Die Kings wat 14 lopies van die laaste balbeurt vir 'n oorwinning in Sondagse wedstryd moes aanteken, is met 5 straflopies beloon nadat die skeieregters beslis het dat Zaman probeer het om die toestand van die bal te verander. Carr het in 'n dissiplinêre verhoor die klagtes teen hom ontken. Nog 'n verhoor sal binne die volgende 48 uur plaasvind, waarna die wedstrydbeamptes dan 'n finale beslissing sal maak. As hy skuldig bevind word, kan Zaman vir 1 wedstryd geskort word. 7-kamp atleet van Frankryk en silwermedaljewenner van 2024 se Europese kampioenskappe is gister voorlopig geskort nadat sy die atletiek se integriteitseenheid, die AIU, se regulasies eerbiedig het nie. Volgens AFP kan die oortreding van Lazar-klas te doen het met die atleet wat nie op die korrekte manier haar ligging aangedui het nie. Sy kon ook dalk te laat 'n aanduiding van haar ligging gegee het, sou die AIU haar in die hande moes kry om 'n ongeskeduleerde toets vir die gebruik van verbode middels te ondergaan. Die 26-jarige Lazar-klas kan vir so lank as 2 jaar geskort word as hy skuldig bevind word, hoewel die AIU nog nie die besonderhede vir 'n verhoor bevestig het nie. Tuks teen die Universiteit van Johannesburg en die NWI Arende teen die Maties. Die NWI Arende het die verdedigende kampioen die Aatjies in Potchefstroom met 56-53 gewen en sodoende ook uitgeskakel. Met net 'n bietjie meer as 'n kwart van die wedstryd verstreke, was dit 32-8 vir die Aatjies. Die Arende se voorspelers het egter die oorhand gehad en Gary Otto het hulle binne trefafstand gebring na 'n verwoestende skram. Daarna is Mostert oor vir hulle wen 3. Uitslae van gisteraand se Warsika beker lyk as volg. Die FNB SUT span het 23 aangeteken teen die Maties se 38. Die NW Arende het 56 punte teen die UCT Aatjies se 53 aangeteken. Emirates het 41 aangeteken teen UFS Simlas se 19 punte. UJ 22 aangeteken teen die Tuks se 51 punte. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2131, Polokwane 1528, Lephalale 1832, Mbombela 1730, Mahikeng 1831, Pretoria 1731, Johannesburg 1731, Ermelo 1227, Galagadi 2435, Gaborone 2132, Richards Bay 2132, Pietermaritzburg 1629, Durban 2129, Port St Johns 2026, Pongola 2032, Maputo 2131, Bethlehem 1227, Bloemfontein 1730, Allewal Noord 1631, Welkom 1831, Vryburg 1933, Kimberley 2133, Appington 2434, Prieska 2235, Springbok 1732, Karasburg 2436, Keetmanshoop 2535, Mariental 2133, Alexanderbaai 1324, Brandvlei 2235, Loederitsbaai 1630, Vredendal 1432, Kaapstad 1726, Sutherland 1429, George 1432, Jeffreys Bay 1729, Kabarra 1828, Grafreinet 1530, Kapogolas 1624, De Aar 1931, Molteno 1227, Beaufort Wes 1733, Oos-London 2026, Mabalane 2131. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.18 teenoor die Amerikaanse dollar. Australiese dollar kos R11.76. Die euro verhandel teen R19.69. 'n pond kos R22.65. 'n yen kos 11 sent. Platinum per fyn ons is $1,891. Palladium per fyn ons is $1,413. Silwer per fyn ons is $70. Goud per fyn ons is $4,504. Brent olie per vat is $112.24. Gedagte vir die dag: moenie dat gister se dinge wat gebeur het te veel van vandag se tyd van jou in beslag neem nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week verder word vir almal toegewens.